Een van die mees algemeenste goed in die lewe is brood, né? Ons almal ken dit, ons almal het dit al gehad. Meeste van ons eet dit op 'n daaglikse basis. So, ek wil hê jy moet daai broodjie vat en jy moet hom eet. Proe hom, sit hom in jou mond, kou hom. Dis daai lekker suurdeeg brood, en daai tyd hulle ongesuurde brood geëet. Dit is so 'n bietjie rowwer as hierdie, maar hy's lekker taai, jy sal hom proe, eet die hele een, sit jou kieste vol, laat jy hom kan proe terwyl ek met jou praat oor hierdie brood, wat dit beteken, wat dit is, en hoe dit werk, want hierdie brood is alledaags, dit is so algemeen, ons kry dit oral, jy kan in enige winkel inry, en jy gaan brood te koop kry, in Engeland, in Maputo, in Johannesburg, in Nigerië, waar ook al jy gaan, ek dink selfs in Rusland, nee, sal jy dit kry. Jy sal hierdie brood kry wat oral is. Maar in die Bybel het hierdie brood 'n baie dieper betekenis as net die algemene, as net die obvious, as net die doodgewone wat ons elke dag doen. En wanneer hulle in Exodus 12 hierdie brood eet, is dit 'n ongesuurde brood. Nie heeltemal soos ons in vandag nie. Maar wat beteken daai ongesuurde brood? Dit dui iets aan dat hierdie mense is they kind of in a rush. Hulle is op pad iewers heen. Jy het nie nou tyd om te wag vir 'n ding om te gis nie, of om te reis, of om, jy weet, ons gaan hom nou lekker bak nou nie. 'n Ongesuurde brood beteken, hierdie is padkosse, maat. Hierdie is wat ons doen, en dit is wat daai mense die heel eerste keer, as hulle dit eet in Exodus 12, hulle is op pad om uit Egipte uit te gaan, want dis waar die Paasverhaal begin, by hierdie bevryding. Dit is die teken dat daar op pad is. Hoekom hierdie teken? Want God beweeg vinniger as wat jy kan voorberei. God beweeg vinniger in hierdie lewe as wat jy ooit sal kan voorberei. En jy moet daaraan vashou. En ook weet dat hierdie is nie 'n parkeerarea wat jy nou kom parkeer by die mall en kom sit 'n stoel vol en hierso sit en ja, dis nou lekker om hierdie te eet nie. Hierdie is 'n beweging. Want God beweeg vinniger as jy. So dis nie net parkeer nie, jy parkeer nou op die oomblik, maar jy gaan nou hier uitstap.
En jy gaan vanmiddag in 'n ander ding instap, en jy gaan môre in 'n ander ding instap, en jy gaan ooremôre in iets anders instap. En dis hoe hierdie beweging is. Dis wat hierdie brood beteken. En jy gaan môre jou broodjie weer eet, né? En ooremôre gaan jy hom weer eet in jou kosblikkie, né? Of waar ook al jy dit nou kry. En dit gaan jou herinner aan hierdie God wat beweeg in iets in. Want dis wat Exodus doen. Exodus is 'n bevrydingsverhaal. Maar dis ook 'n verhaal van beweging. Dis nie net, Jesus, die Here is so great, hy het ons bevry nie. Die Here sê, yes, ek bevry jou, maar ek stap ook saam met jou. Ek beweeg in jou. Jy sien, want die Here kry jou nie net uit iets uit nie, hy sit jou in iets in. En dis wat hierdie brood se teken is. Hy haal jou nie net uit Egipte uit nie, hy is ook besig om 'n nuwe volk saam met jou te bou. So hy haal jou nie net uit iets uit nie, hy sit jou ook in iets in. En hierdie iets waarna hy jou insit, is beweging. En dit is ook wat belangrik is, dat hierdie kerk, dat hierdie movement beweeg, waar ons bly, waar ons werk en waar ons speel. Elke dag, elke plek, elke verhouding, elke tree, orals waar jy gaan. Dis hoekom ons brood eet. Hoe genius is dit, né? Dat die Here daar sit, brood. Ja, dan sal julle onthou. Julle sal elke keer onthou. As jy in Londen rondstap, gaan jy al die broodjies sien, hè? Die met prawns op, en die met tomaties op, en die met dat op. Jy gaan die brood sien, en jy gaan onthou, ek beweeg. Ek beweeg saam met hierdie God. Ek is bevry, maar ek beweeg ook saam met hierdie Here, saam met hierdie God. En dan, as ons bietjie aanbeweeg daarna Eksodus 16 toe, dan sien ons wanneer hulle begin beweeg in die woestyn, wat doen die Here? Hy gee vir hulle brood uit die hemel uit. Het jy al daai storie gelees? As jy nog nie van dit gehoor het nie, gaan lees dit. Hulle noem dit manna, wat uit die hemel uitgeval het. En hoor hier, net genoeg vir elke dag. Net genoeg. Nie te veel nie, nie te min nie, net genoeg. Elke dag in die woestyn, maak hulle by mekaar. Hoekom gee die Here nie vir hulle 'n lekker vrieskas om te vries, en jy weet, dan kan hulle hou vir môre en al daai goeders nie? Want hulle is afhanklik van die Here elke dag. Christendom is 'n beweging waar jy elke dag saam met die Here sit, en dis wat jy doen met brood. En dis hoekom die Here vir jou daai manna uit die hemel uitgee. Net genoeg vir vandag, sodat jy môre weer in afhanklikheid van die Vader kan sit. Sodat ons saam in daai afhanklikheid kan vorentoe beweeg. Dis wat die Here doen. Dis hoe hy beweeg. En so leer ons iets van God ken. So leer ons dat hierdie God gee vir ons, maar nooit alles op een slag nie. Hierdie God gee vir ons, maar nooit alles op een slag nie. Miskien is jou gebede dat jy alles op een slag wil hê, dat jy hierdie ding nou gedoen wil hê. Dan sê die Here, elke dag stap jy hierdie pad saam met my. Dis 'n lang pad. Dis 40 jaar, in daai woestyn, en dan sit sommer nog 40 jaar as 'n bonus. So is 80 jaar wat hierdie volk stap in afhanklikheid. Kan jy jou indink? Ons wil alles vooruit beplan, ons wil alles, jy weet, hoe dink ek 'n maand vooruit of 2 maande vooruit? Dit lyk vir my, die Here se ritme is, kom saam met my vandag. En dan kom jy môre weer saam met my. En dan kom jy ooremôre weer saam met my. Hoe doen jy dit? Jy bid. Jy lees jou Bybel, jy is in 'n gemeenskap, jy neem deel, jy daag op, jy is teenwoordig, jy is in beweging saam met hierdie mense. Dit is so eenvoudig soos dit. Dis wat die Here doen. En dan kom hy daarso in Johannes 6 en hy sê, ek is die brood. Hy sê nie ek gee vir jou brood nie, hy sê ek is die brood. Ek is die lewe. Ek is nie hier om behulpsaam te wees vir jou lewe nie. Dit doen ek ook. Maar primêr is ek die lewe. Is ek die lewe in jou? Is ek daai brood wat jou energie gee en lewe gee en al daai dinge gee? Dis wat die Here sê, wanneer jy hierdie brood eet, sê hy, ek is die lewe, ek is die brood, ek is al hierdie dinge in jou lewe. Brood word op die einde van die dag persoonlik in hierdie verhaal. Want wat doen Jesus? Hy breek dit. En hy sê, hierdie brood het betekenis. Hierdie brood is my liggaam, omdat ek dit is. Ek is hierdie brood. So as ek daai brood breek, hierdie broodjie van julle, kom letterlik uit een brood uit. Almal sin. Ek het dit vanoggend gesny. Elke blokkie.
Een brood was genoeg om vir almal 'n stukkie te sny. Elke stukkie kom uit een brood uit, dis amazing. Ek kon dit nie glo nie, ek het 2 brode daar gehad. Toe kry ek net genoeg, uit een uit. Dis absoluut amazing. Dit was my eerste aha oomblik vanoggend. Sê, hoe, elkeen wat hier so sit, elke stukkie wat hier voor jou is, was in een, in die Here. Jy sien hoe powerful is dit? Daar op jou bord, kan jy sien waarmee is ons besig? En dit is wanneer dit persoonlik raak, wanneer die Here sê, dis gebreek, dis gegee, dis gedeel. Jy kan nie brood alleen eet nie. Dit gaan vrot word, dit gaan mif, dit gaan nie hou nie. Deel dit, gee dit, wees dit, leef dit in ander mense uit en al daai dinge. So, brood, het hierdie klomp Israeliete het brood ook gebreek van huis tot huis. Hulle het by mekaar uitgekom, hulle het tafels gedek, hulle het saam geëet. En wat gebeur as jy saam eet? Kon ek julle stil kry vanoggend? Hoekom nie? Ja, maar ons eet alweer, né? Hier's kos, hier's 'n tafel, onmiddellik begin ons kyk. Begin jy iets sien van die vroeë kerk? As dit van my afhang, ons elke Sondag so kerk. Ja, sê. Amen. Want dis hoe hulle kerk gehou het. Om 'n tafel. Dit is nie van 'n kansel af nie. Dit is om 'n tafel. Hulle het gekuier en hulle het gesels en hulle het gedeel en hulle het gebreek en hulle het gegee. Is dit nie ongelooflik nie? So terwyl ons in dit sit, gaan ons nou 'n lied sing wat iets van brood verduidelik en gee en sê. En ons daai lied klaar gesing het, gaan sit en dink net so 20 sekondes oor hierdie stuk brood na vir 'n oomblik. Nou wil ek hê jy moet daai groen krye. Sommige alles, vat alles, druk dit in jou mond en kou jy dit. Lekker, jy moet hom lekker kou. Geef vir die kinders sommer baie daarvan.
Hulle sal dit geniet. Kom, kou hom fyn. Lekker, né? Nee. Kom ons wees eerlik, né? Dis nou nie ietsie wat jy sommer so uit jou eie uit alleen gaan eet nie, né? Jy gaan nou nie sê, weet jy ouens, hier's 'n bak roket vir julle. Help julle self, jy weet as die rugby is, 'n bakkie snacks, jy weet daar is vir julle 'n bietjie roketblare, enjoy. Hoekom nie? Dit is bitter, né? Dit is sleg. Nou ons lees nie van hierdie bitterkrye in Exodus 12 nie, maar dit was definitief deel van die maaltyd gewees. Dis hoe hulle dit geëet het. Dalk nie noodwendig hierdie spesifieke bitterkry nie, maar bitterkrye nietemin. Dis nie iets wat jy van nature net sal kies nie. Dis nie iets wat jy van nature net sal vat nie. Maar bevryding kom nie sonder herinnering nie. Jesus, julle kou daai goed so fyn, ek ruik dit tot hier. Nou lag julle, nou is nog erger. Jy weet, dis dalk maar gaan tandeborsel nou, maar anyway. Bevryding kan nie plaasvind sonder herinnering nie. So hierdie bitterkrye is doelbewus in 'n maaltyd ingesit, in daai Exodus maaltyd. Dis doelbewus ingesit in die tafel waar Jesus die brood breek en die wyn deel. Bitterkrye was ook daar teenwoordig. Jy lees dit nie, maar dit sou definitief daar gewees het. Lamsvleis sou definitief daar gewees het, né? So hierdie bitterkrye is 'n herinnering. 'n Herinnering aan wat? 'n Herinnering wat vir jou sê, dis 'n tasbare ding waarin jy kan vat, wat jy kan voel, wat jy kan proe, wat jy kan ervaar, wat jy diep kan beleef. Soos julle almal kyk hoe slat hulle die water hier, né? Tasbare ervaring. Absoluut tasbaar. Jy weet om dit te kan doen. Hoekom? Want jy was 'n slaaf. Jy was gebreek. Jy was onderdruk. En ek weet dit vir 'n feit. Hier sit mense in hierdie gehoor vandag wat presies so voel. Jy voel soos 'n slaaf dalk. Jy voel gebreek. Jy voel onderdruk. Miskien is dit omstandighede. Miskien is dit goed buite jou beheer, miskien is dit goed binne jou beheer. Ek werk elke dag met hierdie gemeente. En ek noem dit 'n voorreg, want dit is 'n voorreg om in julle geluk en in julle pyn te kan deel. En al lyk dit baie gelukkig, is hier baie swaar ookie. En daarom sit die Here hierdie bitterkrye in die maaltyd in. Want hy weet wie ons is. Hy weet wie jy is. En in dit kom vat hy jou hand in hierdie sleg. En hy sê vir jou, dit is so. Hierdie lewe het skerp kante. Hierdie lewe het harde kante. Hierdie lewe is nie altyd maklik nie. Daar kom goed oor ons pad waar ons geen beheer het nie. Wat ons versla laat. Jy ken jou eie omstandighede, jy weet presies waarvan ek praat. Wat is jou bitterkry vandag? Wat is die ding waarmee jy sit? Wat God vir jou sê, moet dit nooit vergeet nie. Nie omdat hy jou wil torture op 'n manier nie. Hy wil jou herinner. Ek is op pad met jou. Ons beweeg. Jy gaan nie daar bly nie. Ek gaan saam met jou stap. En hulle het hierdie bitterkrye nooit so alleen geëet nie. Hulle het nie soos ons vandag nie. Ek wou dit nou maar net doen vir effek. Hulle het altyd saam met die lam geëet. So jy eet altyd jou bitterkrye saam met die lam. Wat is die lam? Dit is hoop. Ons gaan nou volgende daaroor sal ons nou praat, maar dis wat hierdie bitterkrye doen. Jy eet die bitter van hierdie lewe saam met die hoop van hierdie lewe. Die Here sterf aan 'n kruis en dan staan hy uit die doodheid op en hy lewe en hy gee nuwe hoop en hy begin beweeg. En Exodus is nie 'n ontsnap uit my probleme uit nie. Exodus is 'n vorming van 'n nuwe volk. Exodus vorm jou. God sê, ons gaan beweeg deur hierdie woestyn, ons gaan stap. En in daai stap gaan ek jou vorm. Ek gaan 'n nuwe volk vorm, wat afhanklik is van my, wat goed is, wat kind is, wat liefde is, wat alles is, wat Christendom beloof om te wees. Maar jy moet saam stap. Jy moet saam met die Here stap in daai ding. So, krye by Jesus se maal kan nie die diepte van genade ervaar of beleef of verstaan as jy nie
die diepte van swaar kry ken nie. Dan kan jy nie genade volledig verstaan nie. Almal van ons het al swaar gekry in ons lewe. Almal van ons het al hoop gekry uit daai swaar kry uit. En dis wat maak dat jy dit meer kan waardeer. Dis wat maak dat jy genade nie net verstaan nie, maar voel. En dit proe, en dit ervaar. En dis hoekom jy altyd hierdie krye saam met lam eet, want dit is wat hoop gee op die einde van die dag. So, krye sê, sonde en pyn is werklik, maar jy eet dit saam met die lam. Jy eet dit nie sonder die hoop nie. Nooit nie. Egte spiritualiteit ontken nie pyn nie, en swaar, en ellende nie. Maar dit plaas dit in God se teenwoordigheid, sy alom teenwoordigheid. Dis wat dit doen. Ons wêreld wil ons pyn wegsteek. Hoe gaan dit met jou? Nee, goed. Nee. Jy onthou mos vir Hendrik van Orkney snork, nee? As Wimpie daar by hom kom met 'n storie, sê hy vir hom, nee. Dis hoe ek baie keer ook voel. So met myself, as ou by lidmate kom, hoe gaan dit? Nee, baie goed dominee. Nee. Ja. Ons weet dit. Ons weet hierdie lewe kom lyk my die is hierdie nog 10:04. Veel moeilik is. Dankie Tersius. Hallo, daar is hy. Kan julle my nou nog beter? Daarom wil ek nou ook daarom nie weer op julle te skree nie. Voel altyd so awkward, nee, maar dis wat jy doen. Openbaring 21 sê jy gaan by 'n bruilof wees, dit het reeds gebeur. En die lam is op die tafel. Die lam saam met daai krye bring vir jou hoop, bring vir jou nuwe lewe. En wat beteken dit vir hierdie nommer 1 netwerk? Dit beteken ons kan mekaar se bitterheid dra. Nie daaroor skinder nie daaroor lekker kry nie daaroor, het jy gehoor? Jannie het nou weer vir Sunny verneek. Nee, het jy al by Jannie gaan sit? Het jy al by Sunny gaan sit? Dit genuine vir hulle omgegee, want dis wat 'n nommer 1 netwerk doen. As jy nie weet wat 'n netwerk doen nie, dis wat 'n netwerk doen. Ons is daar, ons is teenwoordig, ons hou mekaar verantwoordbaar, sodat jy in vryheid jou bitterheid kan bring. En nie bang hoef te wees om dit te bring. Hoeveel mense is bang om hulle bitterheid kerk toe te bring? Oor en oor hoor ons dit. Dis nie wat hierdie kerk is nie, dis nie wat hierdie kerk sal wees nie, definitief nie under my watch nie, want dis nie waarvoor die Here ons roep nie. Jy moet nie alleen in jou bitterheid sit nie, jy het geproe hoe sleg is dit, nee? Hierdie gemeente, hierdie ouens hier om jou, jy kan hulle lekker in die oë kyk hier om die tafel, hulle gaan vir jou hoop bring, hulle gaan vir jou lamsvleis gee, hulle gaan vir jou sê, eet dit saam. Kom ons stap saam met mekaar daai pad. Kom ons gee nie op mekaar nie. Wanneer jy siek is, of wanneer jy swaar kry, wanneer 'n kind nou weer droog maak en jy weet nie wat om te doen nie, of wat dit nou ook al is. Al daai dinge in die lewe, dis waarvoor 'n kerk daar is. Ek wil jy nou daai stukkie lam vat, en as jy nou nog nie jou bitter krye geëet het nie, eet dit saam met daai lam, dan proe jy wat die verskil is. As jy net die lam hoor het, dis okay, eet die lam, proe dit, mond vol, eet dit. Party is vetterig, ander nie. Party het baie, ander het min. 'n Lam is sag, né? Proe julle dit. Dis nie, wel as jou nou hart is, dan is jy nou net unlucky, maar dan het jy iets naby aan die kors gekry. Maar oor die algemeen is lam regtig sagte vleis. Iets wat ons
mense nie altyd van hou in die lewe nie. Ons hou van sagte vleis, maar ons hou nie van sagtheid nie. Ons soek die champion. Ons soek die power ou. Ons soek die groot sterk man. Dis wat ons soek in die lewe. Hier daag Jesus op Eksodus 12 met 'n lam. Nie Eksodus 12 sê nie vir die Israeliete, hoor jy, julle moet harder veg hierso in Egipte nie. Hoor jy, julle moet beter swaarde kry. Trek julle swaarde, trek julle messe. Fight julle weg hierso oop nie. Eksodus 12 sê nie, hoor jy, kom met 'n plan nie. Beraam die meesterlike execution van wat jy wil doen om hierdie Egiptenare te doen nie. Nee. Daar's 'n lam. Sê, maak lamsvleis gaar, maar voordat jy dit gaar maak, vat net gou daai lam, dan smeer jy die bloed van daai lam aan die kusyne. En bevryding sal oor jou kom. Jy al die Engelse woord gehoor, Passover? Dis die tyd waarin ons nou is, dis waar dit vandaan kom. Jy smeer jou kusyn met bloed, en die oordeel will pass over you. Sag, 'n lam. Niks super indrukwekkend nie, niks, ons sit nie hier en eet leeu T-bone nie. Ons eet lam. Lamsbout. Wat sag is, wat eenvoudig is. En dis hoe die Here in hierdie lewe ook inkom. Die punt is nie om jou weg te kry uit Egipte uit nie. Die punt is om 'n nuwe volk te bou. Die punt is nie om 'n Christen te wees sodat jy verlos kan word van jou probleme nie. Die punt is om 'n volk te bou, om 'n nuwe verhouding te bou, om in werklikheid met die Here te staan, elke dag, elke plek, elke verhouding, daar waar jy bly werk en speel, om daai netwerke te bou. Dis die punt. Die punt is nooit om jou net uit Egipte uit te haal nie. Maar baie Christene dink dit. Wat so tragies is. Yes, dominee, ek het nou alles getraai, ek het vir die Here gebid, ja, hy het nou nie dit vir my oopgebreek nie, hy het nou nie daai probleem opgelos nie, ek gee nou maar weer op, jong. Kerk het toe nou nie vir my gewerk, die dominee, hy wil nie my probleme oplos nie, dit is nie die punt nie. Die punt is om te stap, om in verhouding te kom met hierdie God, en dit is waarin dit gaan. En Johannes 1 vers 29 sê dit duidelik, as hy vir Jesus sien, dan sê hy nie, hey, check, hier is die nuwe CEO nie. Hey, kyk, hier is die ou wat al jou probleme gaan oplos. En hy sê, kyk, hier kom die lam. Dis wat Johannes sê, nee? Jy kan dit gaan lees daar in 1 vers 29. Hier kom die lam. 'n lam is nie daar om te wen nie. Het jy al 'n lam op 'n goue medalje gesien? Nee. 'n trofee? Nee. Het jy nou vir Lewis Hamilton al gesien daar met 'n lammetjie? Jy weet, nee. Nooit nie. Dis nie om te wen nie. Dit is nie die einddoel nie, dit is nie die eindplek nie. Dit is vir jou om jou te bevry uit sonde uit, om jou te verlos van jouself soms. Om jou vry te maak van skuld en om jou uit die dood uit op te wek. Sag, 'n lam, wat gesterf het in jou plek, wie se bloed aan die kusyn gesmeer is, sodat jy die oordeel gespaar kan word, sodat jy bevry kan word. Eenvoudig, saggies, geen bravade nie, niks nie. En dis wat die lewe vrymaak, dis wat die lewe red. Nie deur mag nie, maar deur oorgawe. Jy sien, in Openbaring 5 hoor Johannes van hierdie leeu. En maar wat sien hy? Hy hoor die leeu, maar hy sien 'n lam. En dit is baie duidelik om dit daarso te sien. En God se krag lyk soos 'n selfopoffering, nie waar nie? Sê, Jesusie, maar wow, is dit nou krag om jouself op te offer? Om te sê, nee, jy, nie ek nie. Jy eerste, nie ek nie. Maar die wêreld vertel vir ons ek, jy het so hard gewerk, jy verdien so alles in jou lewe, jy is so spesiaal, jy het uit die sand uit opgestaan, jy het uit die grond uit opgestaan, kyk wat het jy bereik, kyk wat het jy gedoen. Het lyk vir my Jesus wat die groot koning van hierdie wêreld is, sê, ag nee wat, ek offer myself graag op. Ek roem nie vreeslik op my goeders nie. Sê nee wat, ek is lief genoeg vir jou. Is dit onregverdig? Ja, sekerlik.
Ek het nou so hard gewerk, hoekom moet ek nou alles my lewe deel, my sagtheid en my hart en al daai goeders? Want dis wat jou Vader met jou doen, dis wat hy vir jou gee, and he passes over you, met sy oordeel, en hy gee vir jou liefde, en hy gee vir jou daai vergifnis, en die krag en oorwinning beteken nou iets heeltemal anders. As Jesaja 53 sê, daai lam sal deurboor word, sal gebloei word, sal gebreek word aan 'n kruis. Dan is hy nogal ernstig daaroor. In die Ou Testament, diep in die Ou Testament sê dit, maar hier's die ding, daai lam bly nie dood nie. Dis nie die einde nie. Daai sagte lammetjie, wat jy dink wat sy nek om sy keel oopgesny is en die bloed wat geloop het, hy bly nie dood nie. En dis die magic daarvan, hè? Dis die groot ding. Die lam word 'n koning. En Openbaring 19 sê dat die lam is in die middel van die bruilofstafel. En ons vier fees en ons eet. Dis nou daai tafel daar agter, nê, wat jy net nou gaan eet. En jy gaan 'n pragtige houtsneewerk daar sien as jy kos skep, wat presies dit verduidelik. Hoe daai lam in die middel van die tafel sit, die koning van alle konings. Wat daar is vir jou. En dit is om tafels wat ons hierdie stories vertel. Nee, minder programme, meer tafels. Hoe lyk jou huis? Is dit van bakpoort na stuurpoort? Van die hokkieoefening na die netbaloefening? Ek weet nie of hulle netbal speel nie, maar anyhow. Jy weet hoe gaan dit. Werk toe, huis toe, werk toe, huis toe, werk toe, huis toe. Of is daar iets meer? Is daar tafels? Is daar gesprek? Is daar kuier? Is daar vriende? Is daar innooi? Is daar saamstap? Sommige van hierdie weirdos wat hier om jou sit, wat jy dalk nog nie eens ken nie, maar wat jy fenomenaal kan ken. Dis wanneer die lewe gebeur. Dis om tafels, om hierdie ding. Dis hoe dit werk. Dis wat die lam vir ons beteken. In die middel van die tafel sit hierdie lam. En weet jy wat doen die nommer 1 netwerk in jou lewe? Hy skep hierdie tafels, hy dek hierdie tafels, sy versier die tafels. Dis wat SA gemeente is 'n nommer 1 netwerk vir jou lewe. Jy kan gaan sit by 'n tafel, en dan gaan jy weer 'n tafel maak waarby ander kan gaan sit. En so begin ons beweeg in mekaar. Yes, dis 'n eenvoudige visie, hè? Dis regtig simpel. En daarom was dit 'n groot deel van vandag, om dit vir jou te wys hoe eenvoudig dit is. En party van julle moes insqueeze by 'n paar vreemdelinge, wat weird is. Hier is natuurlik 'n paar oorywerige tannies wat ver vooruit beplan en haar hele vriendekring om haar laat sit, en dis ook okay. Maar die arme spul van julle wat nou tussen 'n klomp vreemdes sit, ai, shame man. Jy gaan sien wat gebeur. Jy gaan sien wat gebeur as jy begin gesels. As jy begin kuier. En dis die idee daarvan, om vir jou te wys hoe eenvoudig die evangelie is. Ons like ons van braai en eet en al daai goed, jy gaan dit nou sien. Dis wat ons doen, dis wie Suid-Afrikaners is. Besef jy wat kan ons doen in hierdie land? Besef jy wat kan ons doen van mense wat nog nie in hierdie plek sit nie? Besef jy wat ons vir hulle kan beteken, elke dag, elke plek, elke verhouding? Besef jy dat jy geroep is vir iets groters, as net jou eie eethoekie met jou ouds elke oggend? Jy is vir meer bedoel, jy is vir meer geskep. Leef dit, dek 'n tafel, nooi. En as jy arm is, maak pap man, ek gee nie om nie. Dis okay, jy hoef nie lam op te sit elke keer nie. En as jy ryk is, haal die kristalglase uit, who cares? En as 'n kind dit breek, so what? Ten minste was dit van. Hulle moet dit net nie as prins doen nie, dan kort hulle Handelinge 5. Miskien nie heeltemal die wysste ding om hier in Engeland te sê, maar lees vir hulle Handelinge 5, dit is wat ek bedoel, nee. Dis wat die lam is. Nou moet jy daai eier van jou begin afdop en skil. Ek weet jy gaan nou herinner word aan daai dae op die bus,
op pad na die rugby toe, of netbal toe. Ja, sit maar die skille op 'n plek waar jy dit net kan maklik weggooi. As jy nie 'n plek het om dit in te gooi nie, kan jy dit net in daai papier opvou nou. So, voordat jy daai eier begin skil het, hy lyk maar pretty dood en dal, né? Daar was vir my niks so exciting toe ons in Engeland kom en hier was wit eiers nie. Jy het amper so daai chocolate eiers gelyk, né? Jy kry maar so nou en dan as jy by die fancy plekke groceries koop aan die begin, as jy nou nog nie weet wat is goedkoop hier in Engeland nie. Dan kry jy daai wit eiers, né? Yes, en dis waar. Maar oor die algemeen lyk 'n eier eintlik maar bland, né? Dis so ding. Dis so, jy weet, dis daai niks exciting nie. Jy weet, niks is opwindend nie. Niks maak jou, jy weet, opgewonde oor 'n eier nie. Dis hoekom laasweek toe laas kerk gehad het, vra die ons, kan ek een van daai chocolate eiers bring? Hoekom? Want hy hou nie van, want eier is net dit is net so, dis is 'n simpel ding, daar's geen lewe in 'n eier nie. Maar binne in 'n eier, soos jy hom nou afdop, party kou hom al, sal jy sien, daar is lewe wat wag binne in daai eier, né? Daar's 'n lewe wat wag. Eier was nooit deel van die Exodus maaltyd nie. Dit het nooit in die Ou Testament het hulle eiers geëet nie. Dit het eers oor die eeue ontwikkel. En nou kry tekens daarvan in die Nuwe Testament, wat hulle dit begin deel maak het van Paasfees, vir die baie eenvoudige rede, dat dit sê iets en dit wys iets van lewe na die dood. So daai eier, wat so dood lyk, as jy hom oopbreek, sien jy, wow, hier's iets anders. En nou, byt hom, middeldeur, eet hom, kou hom, like in the old days. Ja, moet nie try grand wees en fancy wees nie, eet hom met die hand, man. Wat sien jy? Wat sien jy as jy hom eet? Jy sien lewe. Jy sien hoop. Wie van julle het al hierdie bodybuilders gesien? Daai ouens wat so groot en sterk is. Weet jy hoeveel eiers moet hulle op 'n dag eet? Hoekom? Want daar's lewe in 'n eier. Dis een van die beste proteïen sources wat daar is, né? Eet 'n eier of twee en jy kan jy's alright. Slaat hom saam met 'n piesang en jy slaan 6 die hele dag. Jy gaan okay wees. So iets wat so boring lyk, wat so dood lyk. As jy hom oopbreek, is daar lewe, is daar hoop, is daar 'n nuwe toekoms. So hierdie gaan eintlik oor die lewe na die dood. Nie ontsnap uit hierdie lewe uit nie, maar dit bring lewe hier, nou. En dis wat hierdie eier vir ons vertel. Ek ruik hom, hè. Julle gaan dit nie gou vergeet nie. Sien jy hoekom moet jy die evangelie proe? Dit is nie altyd lekker vir mense nie. Ek sien hier's 'n paar tannies wat skewe lip trek, nee. 'n Paar ou ooms kry sommer trane in hulle oë, laat hulle dink aan die ou dae, nee. Maar hy moet dit nou maar wegsteek. Die opstanding van Jesus uit die graf uit, as hy daai graf oopbreek, as daai rots wegskuif, dan klim daar 'n nuwe lewe uit daai graf uit. En die opstanding is nie 'n bewys dat Jesus leef nie. Natuurlik is dit 'n bewys dat Jesus leef, maar dis nie die ultimate ding nie. Wat dit wys is, dat dit deel vorm van 'n wêreld waar binne ek en jy leef. Dis nie net 'n in teologie praat ons van die eskatologiese goed as die lewe na die dood nie. Dis nie die lewe na die dood nie, dis die lewe na die lewe van die dood en van die opstanding. Lewe na die lewe van die opstanding. So Jesus het opgestaan, hy het oopgebreek, daar is nuwe lewe wat daar is, maar daai nuwe lewe is hier, vandag, nou, vir jou. Jy bring daai hoop, jy bring daai lewe, jy gee daai energie, jy sit dit terug in hierdie wêreld
Elke dag, elke plek, elke verhouding, daar waar jy bly, waar jy werk en waar jy speel. En dit is wat 'n netwerk doen. Hy breek goed oop. Hy gee nuwe lewe. Daar waar mense sit, dalk sit jy in dit, waar jy dood voel, waar jy vasgeklem voel, waar jy voel, ek voel ook maar soos 'n eier. Ons sê dit mos, yes, ek het nou eier gevoel. Man, does he have egg on his face? Dit is wat Christene anders doen. Ons daag op en ons gee nuwe lewe. Ons gee nuwe hoop. Ons staan op. Nie net een dag sodat ons kan hemel toe gaan nie. Daai graf is nie net die ding van, o ja, Jesus leef, ek gaan hemel toe eendag nie, ek sal die Here vertrou met my hemel en my eendag nie. Daai ding sê, dis wat jy bring. Dalk het jy nodig dat iemand jou dop kraak en vir jou wys wat se lewe in jou is. Dalk het jy nodig dat iemand jou dop kraak en vir jou wys hoe amazing jy is en wat binne in jou is en wat nog voor lê. En dat daar soveel lewe in jou is. Lewe wat in oorvloed is, wat jy kan uitbou. Miskien sit jy hier en jy het daai lewe. Jy kan dit reeds gee in mense se lewens. En jy kan sin maak daarvan. Hoe wonderlik is dit, né? Hoe wonderlik is dit as ons hierdie eier eet. Oh, so by the way, dankie dat julle julle eie eiers gemaak het. Anders moes ek 220 gekook het. So ek waardeer dit. En ek waardeer dat julle dit geëet het en ek waardeer dat dit so bietjie weird geruik het en alles wat daarmee saamgaan. Maar dis wat dit is. Jy sien, jou verlede, jou toekoms, jou hede word herskryf. Wat gesluit lyk, is nie gesluit in die Here se koninkryk nie. Wat stil lyk, is nie leeg nie. Dit is hoekom hierdie paaseiers wat hol is aan die binnekant, eintlik 'n joke is. Nee, dit is eintlik ridiculous. Die beste paaseiers is daai met die marshmallow binne. Jy weet daai cheap een is, nee? Ja. Daai ou groot is wat jy vir jou kind koop wat hol is binne, daar's niks. Daar's niks. Daar's nie lewe nie. Ek kry altyd 'n tannie wat sê, "Ooh, die graf is leeg, jy weet, dis 'n breekkom sien." Sien, ja, tannie, wat gebeur na die graf? Daar's lewe in daai graf. Daar's lewe wat beweeg. Dis hoekom jy die marshmallow paaseier moet eet, hoor. Nie daai wat hol is binne nie, is verkeerd. Dis nie Bybels nie, is nie reg nie. OK. So jy moet daai gaan teruggee vir jou ma. Dit is ongeldig. Maar dis wat lewe gee, dis wat hoop gee, dit is wat dit bring. En dit is wat jy ook is. En in 2 Korintiërs 5 vers 17 maak Paulus dit baie persoonlik. Want in jou is hierdie lewe. Hierdie nuwe lewe wag nie vir die hemel vir een dag nie. Dit is nou reeds hier. Deel dit, breek jou dop, klim uit, gee daai lewe want dit is in jou. En jy mag dalk voel, o nee, dit is nie. Maar dit is. En jy weet, die Here begin altyd met orde en dan is ons nogal geneig om dit chaos te maak en op die einde van die dag, in daai chaos ontstaan daar nuwe lewe. En dis wat die Here vir ons oor en oor gee. En jy voel dalk vas in daai chaos. Klim uit. Kom ons maak daai verskil. Wat doen 'n nommer 1 netwerk? Hy gee nie om hoe die eier lyk nie. 'n nommer 1 netwerk klop aan daai dop. En hy help skil. Sodat die nuwe lewe kan kom, sodat die beste jy daar kan uitklim. En as jy deel is van 'n netwerk van Christene wat lief is vir die Here en wat committed is aan jou en wat enigiets vir jou sal doen, weet jy wat gaan jy wees in die wêreld daar buite? Jy gaan die ouens by jou werk begin transformeer. Jy gaan die ouens in jou straat begin transformeer. Jy gaan jou kinders begin transformeer. En dis hoekom SA gemeente hier is. Ons het 'n roeping. Ons het 'n kultuur en ons het 'n passie en ons het 'n energie en ons het 'n lewe wat aansteeklik is. Ons is oop. Jy het gedog, jy kom om ponde te maak. Good for you. Maar daar's meer. Sorry. Daar's meer. Daar's meer as net jou ponde en whatever jou oortuigings was. Jy is hier vir 'n rede.
as jy het nog nie gesnap het nie, beter jy wakker word, en uit daai eierdop uit klim. Want die Here het jou hier gesit vir 'n rede, maat. Jy is hier om sy koninkryk te laat kom, jy is hier om lewe te gee, elke dag, orals. Maar ons bly werk en speel, né? Dis wat 'n netwerk doen. Lekker, né? So hierdie storie beweeg, en hierdie storie van God beweeg van bitter na soet, nooit andersom. Gaan lees bietjie in Psalm 119 vers 103, van die soet smaak. Wat hy sê, Here, jou woorde is so soet in my mond. Dis soeter as heuning, as ek in jou lewe is. So daai heuning wat jy geproe het, daai lekkerte wat jy nou ervaar, my maat, as jy 'n lewe saam met die Here stap, verander alles in jou lewe. Dan gaan jy die soet van die lewe, jy kyk anders, jy dink anders, jy beleef anders. Dit gaan nie oor jou bankrekening nie, dit gaan nie oor jou prestasie nie, dit gaan nie oor wie jy is, hoe cool jy op social media lyk, en wie jou maatjies is en wie nie jou maatjies is nie. Jy het vryheid en lewe in iets anders. Hier staan 'n lewende voorbeeld voor julle in sy naam is Sebastian. Glo my, ek was 'n bitter ou kry. Hy kom nou nog so nou dan uit, so wat daar sal jy sê. Maar dus daai heuning proef om my lewe. Maar meer is dit, ander mense se lewens het
besef jy wat jy nie doen? Besef jy dat jy wat jy gedoen? Ek hoop jou roeping in Engeland word vir jou al hoe duideliker. En al hoe duideliker in die simpel verhaal. Klein en eenvoudig, simpel kos, maar met diep betekenis. Geloof, ouens, geloof is nie net 'n intellektuele oefening. Baie mense kom hier na toe en sê, jy weet, yes, ek wil nie, jy preek so goed, jy weet, jy stimuleer my intellektueel baie. Okay, ek bly maar dit gaan oor meer as dit. Dit gaan oor baie meer as dit. Jy moet dit ervaar, jy moet dit leef, jy moet dit voel. Anders gaan jy maar net 'n ou brombeer binne in die kerk wees. As jy net intellektueel gestimuleer word. Jy moet dit voel. En hoe voel jy dit? Tussen mense, saam met mense, deur mense, in 'n netwerk van gelowiges vir dit. In Spreuke 25, daarby vers 16 rond sal jy sê dit, eet net genoeg, as hy van julle praat. En hierdie is belangrijk, né? Het julle al jou baas oor sê, te veel van 'n goeie ding, is nie 'n goeie ding nie. Of 'n sleg, hoe ook al sê dit nou vertaal. Spreuke 25 vers 16 sê, eet net genoeg, jene. Want te veel van 'n goeie ding is not a good thing. Nooit. Dit kan nie dit wees nie, hè? Die gevaar is om die goeie in die lewe in die plek van hierdie Christus. Die gevaar is om die heuning wat vir jou gegee is in die plek van hierdie Christus. Wat is dit? Dit kan enigiets wees. Jy weet. Miskien is dit jou ego, jy weet, miskien is dit jou intellek, miskien is dit jou geweldige prestasies, dalk is dit jou sport, dalk is dit jou bankrekening, dalk wat dit. Te veel van 'n goeie ding sal altyd 'n slegte ding word. Hoekom gee ek nie vir julle elkeen 'n hele Costco bottel heuning nie? Want dan gaan ons vloere moet skoonmaak nie. Want daar gaan iets gebeur. Wat nie, dat kan not gonna be good. Jy kan nie te veel van dit doen. Wat gebeur met jou liewe kindertjies wanneer hulle te veel wheaties eet? Is dit goed vir julle gesit? Sal nou daar begin rondspraak. Ons het so 'n foutjie begaan hierdie week. Hulle nie weet ons, as jy dink daar is al 4 ouers familie is daar. Jy weet, jy dink niemand een van ouers hou ons toesig. Jy weet, ons kyk ons as die inname oor hier. Niemand van ons kom agter wat daai man eet deur daai dag. Man, het ons die vrugte gepluk. Maar dit het ons weer streng ding toegepas. Maar ja, heuning is 'n geskenk, maar dis nie die bron. So die goed wat jy ontvang is 'n geskenk, dis nie die bron. Dis nie jy se oulik is nie, om die Here veel te is. Dis 'n geskenk, dis nie die bron. Jesus praat nie net oor die beloofde land nie. Maar hier is die ding. Ons ken daai hele storie, wat God het beloofde land vir hulle. En wat sê hy? Dit sal die land van melk en heuning wees. En jy dink, wow, ek het in my beloofde land aangekom. Ek het in my melk en heuning land aangekom. En dis God se ding wat hy sê, ek gee vir jou 'n woordjie. Maar wanneer Jesus hier aankom, word hy word Jesus, wat gekruisig is, opgestaan het uit die dood uit, word die beloofde land. En as jy daai teologie nie verstaan, kan jy iets mis. Dis nie jou volgende sukses nie, dis nie jou groter bonus nie, dis nie die land van melk en heuning nie. Jesus word die land van melk en heuning. Wat kom? En jy sal dit voel, jy sal dit proe, jy sal dit beleef, jy sal dit ervaar, elke stukkie. Hoe mis ons hierdie goed? Jaar na jaar, week na week, dag na dag, so op soek na my eie land van melk en heuning. So op soek na my eie ek.
Jesus kom en sê, ek is die land van melk en honing. Jy verstaan verkeerd. Ek onthou altyd aan Pretoria Oos, jy weet, daar was altyd gebedsmamas by die laerskool. En een van die goedes, dan vertel jou graag hoe die Here hulle bless. En dit is gewoonlik gepaard met materiële ding. Jy weet, ons was sommer die Fortuner mamas op die pavements, jy weet, so iets. Ek sien dit nie regtig hier gelukkig nie, maar dit is so gebless. Jy verstaan blessing verkeerd. Blessing, seën, se betekenis is die teenwoordigheid van God. Dis 'n seën. Verstaan jy, nou kan arme mense en ryk mense gebless wees gelyktydig. Dis cool, né? Dis amazing. Dis wat Paul sê so beteken. Jy is gebless as jy in die land van melk en honing in beweeg, en dit is Jesus Christus. En as jy nog in die land van melk en honing in beweeg, nie weet jy nie wat is. En as jy nodig het om te praat oor ek is hierso, enige tyd, enige plek. As al dinge is verkeerd dat jy in die land van melk en honing in beweeg, dan kom praat jy met my, of praat enige van hierdie mense. Ons het die pad stap. Ek het baie vrae gehad toe ek nog buite hierdie land was. En dis maar waar ek begin het. Nie opgee. Nie verbyloop nie en moet om hemelsal, nie jou eie land van melk en honing skep nie. Jesus is die antwoord. Hierdie opgestane Here is wat ons. Kom ons vier met die laaste lied, as ons in hierdie teenwoordigheid is.
Ons gee aan U al die eer met ons hele lewe. Wil U elkeen van ons ontmoet op presies die plek waar ons nou is in ons lewens. Ek bid vir jou wat jou hart dalk vandag vir die eerste keer vir die Here gee, of opnuut vir die Here gee, of dalk weer 'n keer vir die Here gee. Ek bid dat hy jou sal lei en jou sal wys en jou sal rig in jou ware roeping. Ek bid vir jou wat al lank met die Here op pad stap, wat dit getrou doen, dat die Here jou met verdere wysheid en insig sal seën om 'n seën vir hierdie wêreld te wees. En ek bid vir elkeen wat nog nie die Here ontmoet het nie, wat nie eers hier is nie, dat die Here hulle harte sal aanraak deur ons en deur wat ook al daar buite. Mag ons mense na die land van melk en honing lei, dat hulle die soetheid van 'n opgestane Here kan vier.